Familie en vriende, aan elkeen van julle baie sterkte vandag. Ons bid God se troos toe in hierdie dag in besonder en mag elkeen van ons meer getroos hier weggaan as wat ons hier aangekom het. En dit is God se belofte en ons maak aanspraak op sy belofte vandag uit Psalm 147:3. Hy genees die wat gebroken is van hart en hy verbind hulle wonde. En Piet, Tannie Fia, Joey en almal van die verdere familie en vriende, mag julle dit vandag ter harte neem. Mag julle weet dat God julle beloof dat hy julle harte sal genees. Ons gaan die orde so reël, ons gaan ons afhanklikheid van die lewende God erken en daarna ook sy seën vra op die verrigtinge en dat dit wat tot troos mag dien, tot troos sal wees. En daarna gaan ons saam sing uit God se woord, Psalm 84. Maar kom ons word vir 'n oomblik stil voor die drie enige God. Ek slaan my oë op na die berge. Waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde geskape het, wat trou bly tot in ewigheid en wat nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Amen. Geliefde familie en vriende van Judy, genade vir julle, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragvolle werk van die Heilige Gees in jou lewe. Amen. Psalm 84 is 'n wonderlike psalm. Dis wonderlik hoe die Gees ook werk en besonder met die teks wat ons vandag gaan lees en Piet en Tannie Fia wat hierdie psalms neergegee het. Die teks gaan presies oor dit wat die psalmdigter in Psalm 84 verwoord, naamlik God se huis. Hoe lieflik is die wonings, Heer der leerskare, hoe begeer my siel, jy het die thema gesien, 'n hunkering, 'n huivering, heimwee na die hemele, hoe hunker my siel van verlange om na God se woning op te gaan. Kom ons sing Psalm 84, daardie 3 verse wat in die briefie vir ons deurgegee is, en daarop bid ons saam. Oh
Vader in die hemel, dankie vir die voorreg om saam en met gelowiges by die oomblik van tyd, ten spyte van ons omstandighede en weelde en ongeluk, altyd sal ons U prys. Ja Vader, want ons lofprysinge, ons dankbaarheid word nie bepaal deur ons omstandighede nie, maar is 'n uitvloeisel van die wonderlike, genoegsame, eenmalige werk wat U Seun Jesus Christus aan die kruis van Golgotha vir elkeen van ons en ook vir Judy bewerk het. Hemelvader, dat hy elkeen van ons se straf kom dra het. Elkeen van ons se prys kom betaal het. Die skuldbrief van ons sonde saam met hom aan die kruis vasgenaal het. Sodat ons, wanneer ons vandag in U woord indiep, ons troos kom soek soos die wat 'n vasstaande en 'n gewisse kennis het, en 'n vaste vertroue, en nie soos hulle wat geen hoop het nie. Ja Vader, want ons harte is seer en ons het baie vrae. Maar ons weet ook dat al sien ons nou in 'n raaiselagtige beeld, in 'n dowwe spieël, weet ons dat as die tyd daarvoor volkome reg is, dat U vir ons alles duidelik sal laat sien. U wee is nie ons wee nie, en U gedagtes is nie ons gedagtes nie, en al het die dood in hierdie wêreld deur ons eie toedoen gekom, gebruik U ook die dood nou as bloot net 'n deurgang tot die ewige lewe. En daarom dink ons nie meer aan die dood as dood nie. Daarom kan ons saam met Paulus met soveel dankbaarheid sê, dood, waar is jou angel? Want die graf van U geliefde Seun Jesus Christus lê oopgerol. Daardie oop graf verkondig aan ons deur die eeue heen. Hy leef. Hy leef tot in ewigheid. En nie net leef hy nie, hy is die lewe. Ek is die opstanding en die lewe. En wie in my glo, sal lewe, al het sy ook gesterwe. En die van ons wat nou vandag nog lewe en in hom glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Wanneer ons vandag gaan hoor uit U woord, dat die Gees aan ons openbaar dat ons lewens baie kort. Die profete gebruik die beeld van 'n stoffie in die weegskaal is. Vader, help ons om ons lewe in oënskou te neem. Help ons om onsself te verloon en ons Heiland te bely en met verlange te wag op sy koms. Dit alles bid ons in smeking en in danksegging in die naam van U geliefde Seun, Jesus Christus. Amen. Geliefde kind van God, ek gaan vir ons 'n gedeelte saam lees uit 2 Korintiërs 5. Die eerste 5 verse gaan ons saam lees van hierdie hoofstuk. Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons 'n gebou het van God, 'n huis, nie met hande gemaak nie, ewig in die hemel. Want ons het om hierdie rede sug ons en verlang ons om met ons woning uit die hemel oorkleed te word. As ons ten minste geklee en nie naak bevind sal word nie. Want ons wat nog in die tent is, sug en voel beswaard, omdat ons liewer nie ontklee nie, maar oorklee wil word,
sodat die sterflike deur die lewe verslind kan word. Maar hy, wat ons juis hiervoor toeberei het, is God, wat ons ook die Gees as onderpand gegee het. Nou geliefde familie en vriende van Judy, iemand het eendag op sy sterfbed hierdie treffende woorde gesê. Hy het gesê, jy gaan binnekort, gaan jy van my lees, of in die koerant, of in my begrafnisbrief, en jy gaan daar 'n ding lees, dat iemand van my skryf dat ek dood is. Moenie 'n woord daarvan glo nie. Want op daai oomblik as jy dit gaan lees, gaan ek baie meer lewe as op daardie oomblik. My tentwoning sal afgebreek wees en ek sal intrek neem by my Vader se huis met sy baie wonings, wat nie deur siekte, nie deur pyn en nie deur sonde afgebreek kan word nie. En hoe waar is hierdie woorde nie? Met betrekking tot Judy, met betrekking tot elkeen van ons as die wederkoms nie binnekort plaasvind nie, is dit 'n gegewe. Blaas elkeen van ons in hierdie gebou ons laaste asem uit. As iemand vandag vir jou kom sê Judy is dood, moenie 'n woord daarvan glo nie. Dis 'n leuen. Dis die grootste leuen wat jy kan verkondig. Op grond van God se woord, op grond van wie Jesus Christus is, ek is die lewe en die opstanding. Judy is nie dood nie. Sy lewe by Christus tot in ewigheid. Nou lewe sy op 'n plek waarvan ons wat hier agtergebly het eintlik maar net heimwee van kan hê. En dit is ons gebed vandag. As jy hierdie skriflesing in jou hart inskryf, dat dit iets in jou gaan wakker maak, dat wanneer jy vandag hier weggaan kan sê, ek het heimwee na die hemel. Ek wil ook daar wees waar Judy nou is, in die teenwoordigheid van Jesus Christus. Geen sieleslaap nie, geen wagkamer soos by 'n dokter nie. Die woord is baie duidelik. As jy jou laaste asem hier uitblaas, is jy by Jesus Christus. En om hierdie heimwee in die hemele te ontwikkel, sê Tosius iets baie wonderlik. Hy sê die wêreld waarmee hy maar bedoel het, hierdie tentwoning van ons. En hy sê dit nadat sy dogtertjie in die vensterbank deur weerlig doodgeslaan is. Sê hy, die wêreld is ons woning nie. Petrus noem ons bywoners. Hy noem ons vreemdelinge in hierdie wêreld, maar hy noem ons burgers in die hemele. Presies wat Paulus ook vir ons kom sê in Filippense 3:20, want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook ons verlosser Jesus Christus verwag. En dit maak dat ons as gelowiges wat agterbly, wat hartseer is, saam met daardie hartseer 'n tipe van 'n verlange, 'n tipe van 'n heimwee ontwikkel na ons smagting, na ons ewige vaste gebou woning. En dit is wat Paulus ook sê, want ek word van weerskante gedring. Ek is nou nog in die lewe, maar ek word van weerskante gedring. Eintlik wil ek nie meer hier wees nie. Ek het die verlange om heen te gaan en by Christus te wees. En dis verreweg die beste. En Piet en Tannie Via, as julle nou vir Judy kon vra, waar is dit vir haar verreweg die beste? Dan sou sy so lief as wat sy vir julle en julle gesin, julle familie en vriende was, sou sy gesê het, nie hier nie. Om heen te gaan en by Christus te wees, is verreweg die beste. Nou skryf die Heilige Gees vir ons deur Paulus, om hierdie verlange na die hemel, waar Judy nou is, binne in my wakker te maak, om hierdie dinge in perspektief te sien, skryf hy, en hy vergelyk die tydelike met die ewige. Hy vergelyk die tentwoning
met die ewige gebou. Hy vergelyk die lewe hier op aarde met 'n bestaan in die hemel. En dan sê Jesus dit voor sy hemelvaart al vir sy disippels. Hy sê, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei nie. En as ek gegaan het om vir julle plek te berei, dan kom ek weer, en ek sal julle na my toe neem, sodat julle kan wees waar ek is. Die lewe in 'n tent. Dit is eintlik so opvallende beeld wat Paulus hier gebruik. Dis 'n tent, dis 'n beeld wat uit die Ou Testament uitkom. In die Ou Testament was daar twee tipes mense wat in tente gewoon het. Die eerstes het ons genoem nomades. Hulle wat eintlik geen spesifieke plek in gedagte gehad het nie, wat maar agter water en weiding vir hulle vee aangetrek het. Abraham was een so voorbeeld. Maar dan kry jy ook in die Ou Testament pelgrims. Pelgrims wat met 'n spesifieke doel Jerusalem toe gegaan het vir die feeste van God. Die volk Israel wat in 40 jaar lank in tente gebly het in die woestyn, waarvan een van daardie feeste die Loofhuttefees terugverwys, waar mense vir 7 dae in tente gaan bly het om hulle verlange na hulle vaste gebou, hulle ewige woning daardeur te beklemtoon. Hulle het 'n spesifieke plek gehad waarin hulle op pad is. Die beloofde land. En so ook ons. Midde in ons tentvonings hier op aarde. En so is dit ook die geval. Niemand van ons is niks anders as 'n tentbewoner. Petrus noem dit ook. Hy sê 2 Petrus 1, ek beskou dit as reg, solank ek in hierdie tentwoning is, om by julle herinnering op te wek. Iemand wat uitsien daarna om huis toe te gaan. Want om in hierdie tent, om in hierdie aardse lewe te leef, het te doen met, lees wat sê vers 2 en vers 4, sigtinge en beswaardheid. En dit is presies wat Job in sy lewe hier op aarde ook maar beleef het. Hy sê die mens wat uit 'n vrou gebore is kort van dae en sat van onrus. Hier vervat hy mooi vir ons tent woningstatus hier op aarde. Sigtinge en beswaardheid. Dinge wat Judy ook geken het. Sigtinge wat beswaardheid wat gekom het deur siekte. Vir baie kom dit deur armoede, deur moedeloosheid, deur bekommernis en angs. En nou gebruik, en dit is so wonderlik van die geloof, nou gebruik die Heilige Gees juis my sigtinge, juis my beswaardheid, om dit binne in my te verwerk, om dit om te sit, na verlange, na my ewige woning. Hoe meer verslete, en hoe meer verniel hierdie ou tentwoning op aarde word, my aardse liggaam, hoe meer waardering kry ek vir die feit dat daar 'n vaste gebou in die hemele op my wag. En dit sê Paulus in Romeine 8 vers 18, oom Piet en tannie Via, en ek wil hê, julle moet dit baie mooi ter harte neem terwille van troos. Paulus sê, ek reken dat die lyding in die teenwoordige tyd, lyding wat Judy baie van geken het, ek reken dat hierdie lyding nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word by die bekendmaking van die kinders van God. Dis almal wat 'n pad saam met Judy gestap het en veral die laaste paar weke het opgemerk wat Paulus se stelling in haar lewe beteken het. Maar die Heilige Gees troos ons dat hierdie tentwoning, hierdie sigtinge, hierdie beswaardheid, dis alles maar tydelik. Wat is 40, 50, 60, 70, 80 jaar in die lig van ewigheid? Dis 'n stoffie in die weegskaal. Maar hierdie sigtinge is ook iets positief. Dit is in Romeine 8 waarvan ons lees as die Heilige Gees saam met Judy begin sig in haar tydjie in haar tentwoning hier op aarde. Moenie dink sy het alleen gesig nie.
Moenie dink sy het alleen swaar gekry nie. Romeine 8 sê, midde in my besigtinge, midde in my beswaardhede, kom die Gees my te hulp met sigtinge. En dit is positiewe sigtinge. Dis sigtinge van verlange. Ek wil heen gaan en by Christus wees. Want hoe swaarder ons kry, hoe harder word die sigtinge van die Gees in ons. Maar dis nie net sigtinge van moedeloosheid nie, dis sigtinge, mag 'n mens sê, van opgewondenheid. Maranatha. Kom Here Jesus. Kom gou. En nou sê God, in Judy se omstandighede, jy sal 50 jaar, 5 maande en 12 dae in jou tent bly. Maar dan kom die Heilige Gees. Dan gaan die Heilige Gees daardie tentpenne uittrek, sodat jy intrek kan neem in jou hemelse gebou, daar by Jesus Christus. En hierdie stelling is nie 'n moontlikheid of 'n waarskynlikheid nie. Wat sê Paulus? Hy begin hierdie gedeelte in vers 1, want ons weet. Dis wat geloof is. 'n gewisse kennis en 'n vaste vertroue. Ons weet. Dit is nie by ons dalk nie. Ons weet dit. Dis 'n vasstaande kennis wat die Heilige Gees binne in jou werk. Kennis van die lewe hierna is nie iets wat die menslike verstand kan uitdink nie. Paulus sê dit later in hierdie hoofstuk, wat in die verstand van 'n mens nog nie opgekom het nie, wat die oog nog nie gesien het, wat die oor nog nie gehoor het nie, dit maak God gereed. En nou sê Johannes Calvin, die groot hervormer, die Gees herinner ons aan ons eie tentwoning, sodat ons die dood met vreugde tegemoet kan gaan. Klink vreemd, maar is die waarheid. Jy kan met sekerheid sê, Judy se tentwoning is afgebreek, sy het intrek geneem in haar ewige vaste gebou in die hemel. Vra maar vir enige iemand, waar haar van hou om te kamp. 'n Tent is 'n weerlose struktuur. Dis 'n stukkie seil met 'n paar plastiekpennetjies. 'n Paar weerligstrale, stormwinde, reën, en ewe skielik is die opgewondenheid om in hierdie tent te bly, daarmee heen. Ewe skielik sit jy in daai tent en jy begin te dink, as ek maar net kan huis toe gaan. As ek maar net kan huis toe gaan. Daar waar Judy nou is, in haar ewige gebou, sê vers 3 ook vir ons, kry sy nou 'n nuwe kleed. Nie net 'n nuwe gebou nie, maar ook 'n nuwe kleed. Hierdie oorgang waardeur sy nou is van die bedeling wat uitloop op die dood na die bedeling wat uitloop op die ewige lewe, behels dat jy ook voor God reg geklee moet wees. En 1 Korintiërs 15:53 help ons om dit te verstaan. Hy sê, want hierdie verganklikheid moet met onverganklikheid beklee word. En hierdie sterflike moet met die onsterflike beklee word. Daar moet 'n verandering plaasvind, voor ek kan intrek neem in my nuwe, ewige, vaste gebou met 'n fondasie by God. Die aardse liggaam, wat maar uit stof gemaak is, van die aarde geneem is, wat onderwerp is aan siekte en pyn en agteruitgang, moet plek maak. Dit moet plek maak vir 'n nuwe, verheerlikte liggaam. Vers 6 sê dat as jy nog in hierdie liggaam inwoon, dan woon jy by die Here uit. Met ander woorde, hierdie liggaam en in hierdie bedeling, as jy met hom inwoon, as jy by hierdie tentwoning nog inwoon, kan jy nie by hom inwoon nie, dan woon jy by hom uit. Hierdie bekleding waarvan Paulus praat, wat aan Judy gegee is, aan elkeen van ons gegee word, deur hierdie oorgang na ons vaste gebou, is dit wat in Galasiërs 3:27 staan. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee. Met Christus beklee. En daarom, oom Piet, aan vir jou, hoef julle nie bekommerd te wees, dat daar enige vorm van angs by Judy was.
midde en tydens hierdie oorgang. Want om met Christus bekleed te wees, beteken dat sy die volle geregtigheid van Christus ook deelagtig is. Dat wanneer sy voor God verskyn het, sy ook met daardie kleed voor God verskyn het. En nou smag Paulus na Jesus Christus se koms. Vir hulle wat dan nog sal lewe, wie se fisiese liggame in 'n oogwink oordek en oorklee sal word met 'n geestelike liggaam. Vir ons wat sterf voor die wederkoms, kom daar skeiding tussen liggaam en siel. Ons siele is dadelik by Jesus Christus. Ons sien dit talle kere, en die beste voorbeeld daarvan is Openbaring 5:6, waar die siele onder die altaar sug. Hulle vra, hoe lank nog voor die wederkoms? Hoe lank nog voor u seun stuur om te oordeel oor die lewendes en die dooies? En dan lees ons iets baie bekend. As Christus terugkom, kom hy nie alleen nie. Hy kom saam met die siele van die afgestorwe heiliges. En dan kom dit wat ons bely in die 12 artikels, glo in die opstanding van die liggaam. Jou liggaam staan op, en jou liggaam en jou siel verenig in 'n verheerlikte liggaam. Dis wat Filippense 3 vers 21 sê, want ons vernederende liggaam sal van gedaante verander, om gelykvormig te word aan sy verheerlikte liggaam, volgens die werking waardeur hy ook alles aan homself onderwerp het. Ons dink terug oor Judy se lewe, en baie keer kan 'n mens nie help om te vra, maar hoe en hoekom spesifiek weer oom Piet en tannie Via. En dan kom vers 5, en hy kom gee vir julle vandag midde in julle hartseer vra sekerheid. Maar hy wat ons juis hiervoor toeberei het, is God, wat ons ook die Gees as onderpand gegee het. God het vir Judy toeberei om hierdie pad te stap. Wat 'n wonderlike troos. Hierdie woord toeberei is 'n woord wat gebruik word vir 'n instrukteur of 'n professor wat 'n student onderrig met die oog op die opgewondenheid van die gradepligtigheid. En dis presies wat met haar kom gebeur het. Toe ons gedink het Judy se toestand gaan agteruit, het die Gees in haar juis die toebereidingswerk gedoen wat haar vooruit gevat het. Hy het die denkpenne een vir een kom uittrek uit daardie aardse liggaam wat met siekte deurtrek was. En hy het vir haar ewige vaste gebou gaan wys. En so werk die Gees ook vandag nog in elkeen van ons se sigtinge om heimwee na die hemele te ontwikkel. So hoor jy die verlang al in die Ou Testament. Dawid wat sê in Psalm 39, Here, maak aan my die einde van my dae bekend. Dis 'n vreemde gebed om te bid, maar hy bid dit in lyn met hierdie. Ek het heimwee na die hemele, maak aan my die einde van my dae bekend. Leer my hoe verganklik ek is, dat hierdie maar bloot net 'n tentwoning is. Kyk, U het my dae 'n paar handbreedtes gemaak, en my leeftyd is soos niks voor U nie. Paulus sê dat ons die Gees as onderpand ontvang. Die direkte vertaling sê 'n deposito, 'n paaiement, 'n afbetaling. Soveel sekerheid kan ons hê. Die Gees is ons onderpand. Dit is die sekerheid wat jy het, dat Judy vandag in haar ewige vaste gebou is. Daarom, al is jy hartseer, al treur jy soos iemand met hoop. Met hoop. Sy het op die oomblik soveel meer kennis van hierdie vaste gebou van God as wat ons het. Ons is maar nog tentbewoners. Ons is nog onderwerp aan die winde en die reën en die storms van hierdie lewe. Maar sy is veilig by Christus in haar Vaderwoning. Judy het 'n afspraak gehad met 'n persoon, Jesus Christus. Sy het 'n tyd gehad, laas Sondagoggend vroeg. Sy het 'n plek gehad, haar ewige Vaderwoning.
Mag jy na wat jy vanmiddag hier gehoor het, sê, ek het heimwee na die hemel. Ek wil huis toe gaan. Die wêreld is my woning nie. En rig dan die res van die tyd wat jy hier in jou tent oor het. Rig dit dan in om jouself by die punt te bring waar jy verstaan. Ek gaan nie ewig hier bly nie. Maak die doel van jou lewe vandag om jouself gereed te maak vir die laaste dag. Wanneer ook jy intrek neem in jou ewige hemelse woning wat Christus toeberei het. Amen. Kom ons bid. Hemelvader, hartseer, maar tog ook so getroos. Hartseer omdat Judy nie meer in hierdie bedeling met en by ons is nie, maar so getroos dat die Heilige Gees hierdie oorgang in haar toeberei het, haar voorberei het, lank voordat ons nog gedink of geweet het van dit, het U deur die Heilige Gees alreeds begin werk na die 22ste September 2024 toe. Hemelvader, en ons dank U daarvoor. Ons dank U dat die Gees ook as onderpand die toebereidingswerk in elkeen van ons doen op pad na ons ewige gebou. Dank U ook dat Judy kan inwoon by U Vaderhuis. Dank U dat ons tye in U hand is en dat dit nie toevallig was dat die Heilige Gees juis op daardie spesifieke oomblik en tyd haar tentpenne kom uittrek het. Vertroos ons wat nou nog in ons tente bly en gee ons die krag en die wete om te besef dit is alles tydelik. Ons is vir soveel meer bestem. In Jesus se naam. Amen. Geliefde familie en vriende, ons gaan mekaar nou verder troos met Psalm 146. Paulus sê in 2 keer in die Nuwe Testament, sing en vertroos mekaar met psalms, lofsange en geestelike liedere. Nou die lofsange en die geestelike liedere is maar net ander benamings vir die opskrifte binne die psalms. Wat hy hier sê is, troos mekaar met die 3 verskillende tipes psalms wat jy in die Bybel kry. En hierdie is so pragtig, ten spyte van al ons hartseer, ten spyte van hierdie familie se hartseer, kies hulle nog steeds 'n psalm wat sê, prys die Here, met blye gal. O my siel, daar's ryke stof, sal solank ek leef met my psalme vrolik toewy aan sy hof. Kom ons sing hierdie 3 verse van Psalm 144, daarna kan ons gaan sit, dan sal ek verder die woorde gaan sê.
Dit was die wil van die almagtige God van hemel en aarde om van ons weg te neem. Ons geliefde dogter, suster en skoonsister, Judy Leroux, in die ouderdom van 50 jaar, 5 maande en 12 dae. 'n Magdom van tere en soete herinneringe sal altyd bly voortleef. Ons eer God dat so 'n geliefde dogter en suster ons beskore was. Dankie vir sulke toewyding, liefde en aandag, vir 'n glimlag wat geen geld kan koop nie. Ons wat agterbly is verslae, maar ons berus in die wil van ons Vader wat lewe gee en neem. Haar heengaan word diep betreur en deur haar ouers, suster, skoonsister, familie en vriende. In die woorde van Job: die Here het gegee op 10 April 1974, die Here het geneem op 22 September 2024, geloofd sy die naam van die Here. Ek gaan nou die vrymoedigheid neem, geliefde familie en vriende, om julle ook met God se seën te laat wanneer ons dan met die verrigtinge hier buite en dan daarna die vertroosting in die saal voortgaan en dan waar ons ook uiteen gaan. Weet dat God hierdie seën saam met jou stuur en dat jy met vrymoedigheid dit jou eie kan maak om elke dag in en deur dit te leef. Die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met Aaron en sy seuns en sê, so moet julle die kinders van Israel seën deur vir hulle te sê. Die Here sal jou sê en hy sal jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en hy sal jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en hy sal aan jou vrede gee. Amen.